Welkom by hierdie Simple Science podcast. Het jy al ooit regtig geluister hoe 'n ambulans se sirene klank as dit so verbyjaag? Daardie geluid wat hoër klank as dit naderkom en dan wel laer as dit wegbeweeg? Dis nie jou verbeelding nie hoor, dis die Doppler-effek. Vandag gaan ons bietjie dieper kyk na hierdie interessante stukkie fisiese wetenskappe, veral vir jou as graad 12 leerder wat nou werk met golwe, klank en lig. Ons gaan probeer verstaan, jy weet, hoekom dit gebeur en hoekom dit nogal saak maak, van medisyne tot die ruimte. Presies, ja. Die idee is nie net om die definisie op te sien nie, maar om te sien hoe dit werk en waar dit al kop uitsteek. Ons fokus meer op die hoekom en die wat beteken dit, sodat jy die groter prentjie vir jou NSS-eksamen kan sien en sommer ook in die wêreld om jou. Goed dan, kom ons spring weg met klank. Terug by daai ambulans voorbeeld. As die sirene, die bron, na jou toe jaag, hoor jy mos 'n hoër toonhoogte, 'n hoër klankfrekwensie. En as dit wegbeweeg, dan hoor jy 'n laer toonhoogte, so 'n laer frekwensie. Dit werk ook andersom as die bron stil staan en jy beweeg. Ja, die rede daarvoor lê in die klankgolwe self. Dink daaraan soos golfies op 'n dam wat 'n eend maak. As hy eend nou na jou toe swem, word die golfies voor hom mos so 'n bietjie, opgedruk, né? Opgedruk, ja. Hulle is nader aan mekaar. Presies. Meer golfies tref jou oor in dieselfde tyd. En dit beteken 'n hoër frekwensie. Ons brein hoor dit dan as 'n hoër toonhoogte. En as die eend nou wegbeweeg, dan rek jou golfies agter hom so bietjie uit. Minder golfies per sekonde wat jou tref. Okay. So dis dan 'n laer frekwensie. 'n Laer frekwensie en dis 'n laer toonhoogte. Die kern is frekwensie bepaal toonhoogte. Dis die belangrike skakel. Nou ek weet daar's 'n formule wat ons gebruik om presies uit te werk hoeveel daardie frekwensie verander. Dit gebruik die spoed van klank en hoe vinnig die bron beweeg en hoe vinnig die luisteraar beweeg. Ons gaan nie nou die hele formule hier lees nie, maar dis belangrik vir die eksamen, hè? Vir berekeninge. Absoluut. En een plek waar leerders dikwels 'n fout maak is met die plus en minustekens in daardie formule. Jy moet mooi dink, beweeg die goed nader aan mekaar of verder weg? Ja, daai tekens kan nogal triekie wees. Dit bepaal watter teken jy gebruik. My raad is altyd, teken gou 'n vinnige prentjie. Sit die bron neer, die luisteraar, pyltjies vir rigting, dit help sommer baie om dit reg te kry. Goeie wenk. Maar hier's waar dit vir my regtig cool raak, die toepassings daarvan. Hierdie effek is nie net iets wat gebeur nie, dis ongelooflik nuttig. Dink aan medisyne byvoorbeeld. Hulle gebruik mos ultraglank. Ja, presies. Ultraglank, dis nou klank met 'n vreeslike hoë frekwensie wat ons nie kan hoor nie, saam met die Doppler-effek. So hoe werk dit dan? Wel, vat byvoorbeeld 'n Doppler-vloeimeter. Hulle stuur daai ultraklankgolwe in jou bloedvate in. Die bloedselle wat beweeg weerkaats daardie golwe, maar omdat die selle beweeg. Verander die frekwensie van die teruggekaatste golf. Die Doppler-effek. Jep. En deur daai verskil in frekwensie te meet, kan dokters sien hoe vinnig jou bloed vloei. Hulle kan selfs sien of daar 'n vernouing of 'n blokkasie iewers is. Wow. Hulle gebruik dit selfs om 'n ongebore baba se hartklop te monitor. So dis nogal kritiese tegnologie. Dis ongelooflik. Maar wag, dit stop nie by klank en medisyne nie, het jy gesê. Dieselfde ding werk vir lig ook. Dis heeltemal reg. Net soos klank 'n frekwensie het wat ons hoor as toonhoogte, het lig ook 'n frekwensie. En ons sien dit as kleur. Rooi lig het 'n laer frekwensie, jy weet, langer golwe. Blou en violet lig het 'n hoër frekwensie, korter golwe. Okay. Kleur is frekwensie vir lig. Ek's by. Nou, wanneer sterrekundiges deur hulle groot teleskope kyk na baie ver afgeleë sterrestelsels, sien hulle iets baie interessant. Die lig van die meeste van daardie goed is verskuif. Dit lyk rooier as wat dit veronderstel is om te wees. Rooier. So verskuif na die rooi kant van die spektrum. Presies. Ons noem dit rooi verskuiwing. Okay, so as rooi lig nou 'n laer frekwensie het en ons sien hier die rooi verskuiwing van ver sterrestelsels, wat sê die Doppler-effek dan vir ons oor hoe hulle beweeg? Dit sê hulle beweeg weg van ons af. Net soos die ambulans se toon laer word as dit wegbeweeg, lyk die lig van 'n sterrestelsel wat wegbeweeg, rooier. Dit het 'n laer frekwensie as wat dit uitgestuur het. So hulle jaag weg van ons af. Ja,
As iets na ons toe sou beweeg, sou ons die teenoorgestelde sien, 'n blou verskywing, 'n skuif na hoër frekwensies, blouer lig. Maar vir die meeste vergoed sien ons rooi verskywing. En daar's die groot ding, né, omdat amper alles wat ver is, van ons af weg beweeg. Is dit een van die sterkste bewyse wat ons het dat die hele heelal besig is om uit te dui. Dit word als net groter. Van 'n ambulanssirene tot die uitduiende heelal. Dis dieselfde basiese beginsel. Dis al verstowwend as jy daaraan dink. Gelukkig, vir die eksamen hoef ons nie berekeninge met rooi verskywing te doen nie, maar ons moet die idee verstaan, hè, en hoe dit wys die heelal word groter. Presies, die konsep is die sleutel daar. Goed, dit is regtig fascinerend. So, vir die matriks wat nou luister en leer vir die eksamen, wat is die absolute kernpunte om hier weg te neem? Die moet weet goed. Ek sou sê die heel belangrikste is, die Doppler-effek gaan oor die verandering in die frekwensie wat jy waarneem. Nie noodwendig wat die bron uitstuur nie, maar wat jy hoor of sien. En daai verandering gebeur omdat daar relatiewe beweging is. Iets beweeg nader of verre weg van iets anders af. Belangrik ook, moenie frekwensie verwar met amplitude nie, né? Frekwensie is toonhoogte vir klank of kleur vir lig. Amplitude is hoe hard die klank is of hoe helder die lig is. Twee heeltemal verskillende goed. Baie belangrik, ja. En net weer oor daai klankformule. Wees versigtig met die plusse en minusse. Vra jouself altyd af. Beweeg hulle nader of verder weg? Teken dit gou. En onthou jou eenhede. Hertz, AZ vir frekwensie en meter per sekonde, m/1 vir spoed. Ja, en ek dink as jy die beginsel verstaan hoekom daai golwe saamgepers of uitgerek word, dan maak dit die toepassings soos die bloedvloei ding en selfs die formule net baie makliker om te onthou en te gebruik. Absoluut. Die hoekom maak die hoe makliker. So, daar het jy dit, die Doppler-effek. Van daardie alledaagse ding van 'n kar wat verbyry se klank wat verander, tot hoe ons weet die ganse heelal is besig om uit te dui. Dit hang alles af van hoe beweging die golwe wat ons waarneem se frekwensie beïnvloed. En net so 'n laaste gedagte om mee te speel. As ons nou weet die heelal dui uit, grootliks danksy hierdie rooi verskywing, wat sê dit vir ons oor hoe die heelal dalk miljoene jare gelede gelyk het? Moes alles nie baie nader aan mekaar gewees het nie? Goeie punt. En kan die presiese hoeveelheid rooi verskywing wat ons meet, ons dalk iets vertel oor hoe vinnig dit uitdui? Dis die soort vrae wat hierdie beginsels oopmaak en wat ons na dieper doue oor ons kosmos lei. Definitief. Stof tot nadenke. Hou aan om nuuskierig te wees en daai vrae te vra. Tot volgende keer hier by Simple Science Podcast.